Afrika sitange ulende we Namibia sikaikan gas sengedamran naman Afrikaans dapat nula heshimwe hapo ongatero yung utukiro. Ons kuier vandag die heel eerste keer in Klein Windhoek. Ons gasvrou is 'n toonbeeld van aardse eenvoud, maar ook van styl, oortuiging en durf. Sy stam uit een van Namibië se bekendste boerdery en politieke families en sy het in die media beland na 'n aanvanklike kreatiewe loopbaan in binneversier. Netwerk TV is uit en tuis by Krishna Greef. Krishna, om in die tyd van groot politieke verandering in Namibië groot te word as kinders van Dirk Match, was seker nie maklik nie. Wat onthou jy uit daai dae uit? Ek onthou dat dit vir my pa baie swaar was, dat hy deur 'n vreeslike moeilike tyd gegaan het in die oorgang van die Nasionale Party na die RP en toe nou uiteindelik die DTA. Maar sy vertrek uit die Nasionale Party, dit was vir my baie moeilike tyd. Alhoewel hy die moed van sy oortuiging gehad het en ek dink nie hy het ooit getwyfel dat hy die regte ding gedoen het nie. Maar dit was vir hom 'n moeilike tyd. Dit was van alles wat in daai tyd aangegaan het vir ons moeilik om te sien hoe hy gewroeg het oor die land en oor wat gaan gebeur en waarheen ons op pad is. Daar's baie goed gesê oor ons familie, baie kinderstories, belaglike goed. Ek dink nie dit het vir ons geplan nie. Mense het gedink dit is verskriklik wat daarvan gehoor het. Ons het ons nie vreeslik baie daaraan gesteer nie. Ek moes baie goed aanhoor oor my pa, maar ek het geweet dis nie waar nie, so ek het my nie vreeslik doodgedra daaraan nie. Gelukkig in daai tyd is ons toe Keetmans toe, my man het toe in privaat praktyk gegaan. Dit was in 1978. Dit was nie 'n goeie tyd vir 'n match om in Keetmans te land nie. Maar dit was 'n wonderlike gemeenskap en soos wat ek die suide se mense leer ken het oor die jare, is baie ontspanne, hulle is nie vreeslik baie gepla met konvensies en sulke goed nie. So wanneer ons gepolitiek het, dan het ons vreeslik beklei. Maar vanaand as daar 'n sosiale byeenkoms is, dan het hulle ons aanvaar en dan was ons goeie vriende. En ons het 5 wonderlike jare in Keetmans gebly. Verlede week in Namibië se storie. Teen 1897 het rinderpes sowat 70% van die Ovaherero se veekuddes uitgewis. Saam met sprinkaanpla en 'n droogte was dit 'n hoofrede hoekom die boere diep in die skuld beland het en op Duitse plase moes gaan werk. Op 30 April 1871 vestig die Finse sendinggenootskap 'n sendingstasie by Olokonda. William Pelgrave arriveer op 25 April 1876 in Walvis Bay op een van sy sendings om vas te stel of Suidwes-Afrika by die Kaapkolonie ingelyf kan word. 24 April 1884 lei die Duitse kolonisering van Namibië in toe die Duitse Ryk Adolf Luderitz se grond formeel onder sy beskerming plaas. Op 24 April 1887 val Hendrik Witbooi se magte die Ovaherero op Oshembingwe aan en byt in die proses die Rykskommissaris Heinrich Ernst Göring se persoonlike ryperd. Die is later terugbesorg. Die houtkaai in Swakopmund, die poskantoor op Oshiwarongo,
Windhoek se Elisabethhuis en die stasie op Seeheim is alles in April geopen. 10 selfregerende gebiede is deur die Odendaal-plan aanbeveel, wat op 29 April 1964 deur Suid-Afrika aanvaar is. 25 April 1974 se militêre staatsgreep in Portugal en die onttrekking daarna van Portugese troepe uit Afrika kolonies sou ook 'n groot invloed op die grensoorlog en op Namibië hê. Protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Jy was besonder naby aan jou pa. Wat sal jy sê, watter lesse het jy by hom geleer en hoe sal jy sy nalatenskap vir Namibië beskryf? 'n Ding wat ek al baie gesê het en wat ek graag vir mense sê is in die tyd wat die Afrikaner politiek so vuil geraak het, het hy by meer as een geleentheid gesê, ons moet nie bekommerd wees dat daar enige iets is wat hulle kan uitgrawe of opgrawe of uitvind oor enige iets wat hy gedoen het wat nie volgens hom regverdig en eerlik is nie. Hy het gesê ons moet daaroor ontspan. Nie omdat hy dit goed weggesteek het nie, maar omdat dit nie bestaan nie. En vir die res van my lewe was dit vir my 'n belangrike ding gewees om van my pa te onthou. Ek was baie naby aan my pa. Hy was vir my die toppunt, toonbeeld van eerlikheid. As ek een woord moet aan hom toedig, is dit sy eerlikheid. Hy was nooit bang om 100% eerlik te wees nie. Krishna, kom ons vat 'n sprong. Toe beland jy in die media. Uit daai byna 2 dekades, jy weet wat is 'n paar goed wat vir jou uitstaan en altyd sal bybly van jou betrokkenheid in die Namibiese media landskap? Dit was 'n moeilike landskap op daai stadium. Ek dink wat vir my uitgestaan het was die bereidwilligheid waarmee die personeel hierdie disselboom van die wa gegryp het en geweier het om toe te gee dat daar 'n einde aan hierdie maatskappy gaan kom. Dit was my uitstaande die aanskaf van die nuwe drukmasjien wat ek in Indië gaan koop het tot almal se skok en verbasing. Ons het mos maar ons vooroordeele en ons kon die Duitse masjiene eenvoudig nie bekostig nie en dit het uiteindelik die draaipunt veroorsaak, die nuwe masjiene wat ons geïnstalleer het. Dit was vir my 'n baie groot hoogtepunt. Daar was baie hoogtepunte, maar ek dink om uiteindelik deel te wees van die onafhanklikheid het ons nou gekom en gegaan, en om toe deel te wees van die media, om hierdie nuwe bedeling op 'n sinvolle manier te probeer oordra aan die publiek en om te probeer om 'n vastigheid en 'n rustigheid, nie dat daar niks verkeerd gegaan het nie, maar om te sê ons het 'n toekoms. Ons sal onafhanklikheid vat en hom maak werk saam met die res van die media en
en die binnelandse bevolking. En ek dink nie net ons nie, maar die res van die media het almal daai uitgangspunt gehad. Een van jou groot passies is reis, veral in Afrika. Wat is vir jou die reise in jou lewe gewees wat eenvoudig onvergeetlik is? Ek en my 2 niggies en ons mans, 2 van die mans is nou al oorlede, intussen ons ry nou al vir 20 jaar, elke tweede jaar op 'n lang Afrika safari. Ons was nou 2 keer tot in die noorde van Ethiopië. En jy het nou gepraat oor die Afrikaners, maar ek is 'n Afrikaan. Daar's vir my 'n eerlikheid aan Afrika wat my verskriklik aantrek. Dit klink nou eienaardig en ek het nou eintlik lang tyd nodig om dit te verduidelik, maar dit wat jy sien, dit is wat jy kry. Die Afrikaner is oor die groot geheel vriendelike, gasvrye, behulpsame mense. As jy nou die regerings en daai deel van die ding uit die vergelyking uithaal. Dit is 'n ongelooflike kontinent. Ek het baie in ander dele van die wêreld ook gereis. En Afrika het vir my 'n bekoring. Een van die goed is byvoorbeeld ten spyte van die swaar kry van 'n groot deel van die Afrika bevolking, is daar ook vir my, veral onder die kinders, 'n groot vryheid. Is my ongelooflik as ons ry en dit begin nou al sterk skemer raak en die kindertjies skop nog 'n bal langs die pad en niemand raak angstig en vreesagtig oor waar hulle is nie. Hulle het 'n vryheid wat vir my kosbaar is. Ek ervaar dieselfde ding in Wambeland wanneer ek daar is. Maar Afrika is vir my, dis my plek. Dis my plek. Ek kan nie ergens anders nie en ek moet gereeld, ons ry nou weer in Augustus vir 2 maande in Afrika in en ons het hierdie land plat gery en ek dink mense moet hulle self die guns doen in hierdie land. Jy hoef nie Ethiopië toe te ry nie. Namibië is 'n ongelooflike plek. Chrisna, jou wederhelft is Dr. Thys Greef. En ek wonder, jy weet, om met 'n dokter getroud te wees, is dit 'n lafende medikament of is dit soms 'n pyn? Nee, dis glad nie 'n pyn nie. Dit was nooit vir my 'n pyn nie. Dit is hang seker maar af van mens tot mens. Ek het 'n vriendin wat met 'n predikant getroud was en ek het eendag by haar gaan kuier en agterna gesê, mense sê dit moet swaar wees om met 'n dokter getroud te wees want hulle is nooit by die huis nie. Toe sê ek is erger om met 'n dominee getroud te wees want hy is altyd by die huis. Nee, dit was nie wat ek het my lewe lank my eie ding gedoen en myself besig gehou en my eie besigheid gedoen en sodat nee, dit was nooit 'n pyn nie. Was nooit 'n pyn nie. Ek het hom nooit anders geken as 'n dokter nie. Vertel bietjie hoe het julle ontmoet? Hy het my ontmoet in die Kaap by 'n funksie net voor ons albei klaar gemaak het. Wat ek nie kon onthou nie. Ek het hom hier in Windhoek ontmoet toe hy my genooi het vir 'n blind date, soos hulle sê, vir 'n vriend van hom. Maar ek was nog nooit hardop genoeg om 'n blind date te doen nie, so ek het toe nie kans gesien daarvoor nie en toe het hy my gebel en genooi vir 'n fliek en ja, my afgevry van my vorige boyfriend af. Dit was baie jare gelede. Ons is nou al 47 jaar getroud. Watter belangstellings deel julle en op watter manier is julle heeltemal dalk teenoorgestelde pole? Ons is baie verskillend. Ons deel baie belangstellings, ons lees dieselfde goed.
ons het lang gesprekke daaroor. Ons is lief vir dieselfde musiek. Ons is albei lief vir reis, ons is lief vir die bos en vir die veld. Maar hy is 'n konservatiewe, versigtige, toegewyde presisie soort van mens en ek is 'n loose cannon. Ek spring in en dink later en ek is baie meer impulsief. Hy's nie impulsief nie. Hy bereken en bedink 'n ding behoorlik voor hy dit doen. So dis 'n genade dat ons by mekaar uitgekom het want anders weet ek nou nie, ons sou nie een op ons eie vreeslik goed reg gekom het nie, maar dis 'n goeie ons handhaaf 'n goeie balans. Familie was nog altyd belangrik vir Dirk ook. Ek dink vir al die Madges, ek dink ons praat dikwels van die Madge clan, die ontsettende groot familie. Hoe ervaar jy die familie? Ek het nooit iets anders geken nie. Dit was so in my ouers se tyd met my oupas en my oumas en ons is nou nog ons groter familie. Ons groter familie is nou nog almal baie naby aan mekaar, nie net my pa se kinders en kleinkinders en ons nie. So ons het nooit iets anders geken nie, maar dit is 'n ongelooflike vangnet en ons het nog altyd baie veilig gevoel binne hierdie groot familie. En dan het ons uit die aard van die saak iets van alles, van prokureurs tot dokters tot CA's, so daar's iets van alles. So ons het nog daai ondersteuning ook van boukontrakteurs en siviele ingenieurs en ons het die hele spektrum omtrent. So ja, ek dink lojaliteit is vir ons 'n given. Ekskuus, ek moet nou nie so Engels tussenin praat nie. Ons aanvaar mekaar se lojaliteit. En ons sal ons binnengevegte hê, maar iemand anders moenie bykom nie, want dan sal ons saam staan teen wie ewer dit doen. So ons is 'n baie geseënde familie. Krishna, vertel vir ons van die Dirk Madge Trust en spesifiek die Nakayale Akademie. Die Dirk Madge Trust was op daai stadium nog die Democratic Media Trust. Het my pa gestig al hier in die 90er jare. Maar die trust was altyd die aandeelhouer in Democratic Media Holdings. So toe ek nou besluit het ek moet plek maak vir jonger mense wat die elektroniese media beter verstaan, was my pa baie ongerus oor wat gaan nou gebeur en op daai stadium het ons te besluit om die aandele te verkoop. Media24 het toe reeds 'n aandeel gehad. En toe was die vraag nou, wat gebeur nou met die opbrengs op die verkoop van die aandele, want dit het behoort aan 'n trust en die begunstigdes was die mense van Namibië en meer spesifiek in onderwys en opleiding. En toe het ek besluit ek gaan 'n skool begin vir kinders wat andersins nooit die geleentheid sal hê nie. So dit moes ver van Windhoek af wees en Umusati, waar ek betrokke was by die eerste projek by 'n klein skooltjie wat ons net opgradeer het, was om te begin by die begin. As jy 'n volk wil verander of op 'n ander plek wil kry, dan moet jy begin by die begin en dit is klein kindertjies. En ek het begin in die besluit op die westelike deel van die Umusati streek, want dis amper 'n vergete deel van Namibië, is baie onbegaanbaar as jy van die teerpaaie afry. En toe het ek besluit om die skool te bou en om die kinders te gaan uithaal uit die bosse uit die villages uit, wat ver van enige ander skool af is en moes toe uit die aard van die saak ook 'n koshuise bou by die skool. Wat ons toe gedoen het, en die skool het in 2016 oopgemaak en
Ons het ongelooflike sukses. 'n baie toegewyde personeel. Die vrou wat in beheer is van die operasies van die skool, Carmen de Villiers, is 'n absolute kundige en geweldig toegewyd. En 'n toegewyde personeel, en ons het gewerk met die onderwysers wat ons in daai area kon bymekaar kry en hulle opgelei. En die eerste inname is nou vir die tweede jaar by die Karstveld Akademie in Grootfontein, en hulle presteer uitsonderlik. Ons het die eerste, tweede en die derde plekke gekry in die graad 7. En ons het 16 kinders daar gehad en al 16 was in die top 20. So wat ons daar doen ons reg. En ons het nou eers die regte bevestiging gekry toe hulle uit ons skool uit na die hoërskool toe is. So dit is die groot seën van my lewe, was dat ek daarbey betrokke geraak het. Life is unpredictable, and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as 50 Namibian dollars a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Jy geniet dit om ouma te wees, maar net ouma wees nie. Jy weet, hoe sien jy moederskap en ouer wees? Vir my was dit 'n groot voorreg, maar dit het ook vir my maklik gekom. Want ja, ek dink dit was maar hoe dit in daai tyd gewerk het. Ek het vandat ek by Democratic Media Holdings gekom het ek baie min tyd vir my kinders gehad, baie min. Veral in die beginjare toe ons nou nog moes swem om nie te sink nie. Maar dit het hulle ook nie skade gedoen nie. Ek het nou toe nooit my kinders so voorberei vir die lewe soos wat ek gedink het ek gaan doen nie op 'n stadium nie. Maar ek is 'n ontspanne ma. Ek het my nie doodgedra aan nonsens nie. So ek is nou die ouma. Ek probeer die balans hou. Ek sê vir hulle, dis nie so erg nie. Jy kry nie 'n angsaanval oor 'n hokkiewedstryd nie. Dis 'n balspeletjie. Dis 'n speletjie. Jy slat 'n bal met 'n hokkiestok. Dis al wat dit is. En as dit nie vir jou lekker is nie, dan moet jy dit nie doen nie. Jy gaan nie jou matriek dop omdat jy nie kan hokkie speel nie of omdat jy nie gewen het nie. So, maar dit is ek het nou 9 kleinkinders waarvan die oudste 16 is en die jongste 5 is. En dit is regtig dis regtig 'n tipe van 'n beloning as jy dit so wil sien vir die manier hoe jy jou kinders grootgemaak het en die plesier wat jy daar uit gehad het, maar ook die moeilike insette, want as jy nou 'n ouma word, dan jy net die lekker, dan jy net die maklik. Ek is nou meer ontspanne as meeste ander, want ek sê my huis, my reëls. My kleinkinders hier na toe kom, dan kry hulle wat hulle wil hê as ek dit het. Ek het nie al hierdie snaakse reëls oor wat is giftig en wat is sleg en wat is al die ander goed nie. So, dit is vir my lekker dat dit vir hulle lekker is by my en dis hoe dit by my rol. Ek het sê altyd vir my kinders, as dit hulle nie pas nie, moenie julle kinders hier na toe laat kom nie, wat mos nou nie sal gebeur nie, is te gemaklik. Sjoe, dit moet lekker wees om vir haar as 'n ouma te hê.
Ek dink self so, maar ek het wonderlike oumas gehad. Hulle het maar dit op dieselfde manier gedoen. 'n Mens raak mos maar 'n manier gewoond en dan is dit meeste van die tyd wat jy doen. Kyk aan gas, sing dameran naman Afrikaans. Onda panula, heshimwe hapo, ongatero.